Efesiërs 2 van vers 11 af. Eenheid in Christus. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Dit was laasweek ons tema, nee. Dat die handewerk wat die besnydenis was. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom. Deur die bloed van Christus, hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader, deur een Gees. En ons fokusvers dan vanaand is vers 14, wat so ingeweef staan met die konteks, dat jy eintlik nie vers 14 kan verklaar, sonder om vers 13, 15 en 16 daarby saam te verklaar nie. Vers 14 sê, hy is immers ons vrede, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. En die waarheid is, dat Jesus het 'n klomp grense in ons lewe afgebreek, en dis waarna ons gaan kyk. Ons tema sê daarom kerk sonder grense. Nou ek kan myself indink, dat wanneer 'n goeie gereformeerde ou hoor, kerk sonder grense, dan sit jy dadelik regop. Ons weet immers, dat die kerk van die Here nie 'n plek is, sonder grense nie. Die kerk leef juist binne duidelike grense, goed gedefinieerde grense, wat die Here vir ons duidelik maak in sy woord, en op dit word ons gebou in die waarheid van die evangelie, sodat ons in 'n suiwer belydenis kan leef. Jesus vra dit van sy kerk. Hy sê vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan sê die mense iets, en sê hy, maar julle wat my ken, julle, ons 30 of so vanaand, wie sê julle is die Here? En Petrus lei ons in dit, deur die Heilige Gees, sê hy is die Christus, die Seun van die lewende God, en die Here Jesus sê vir hom, geseënd is jy, want op hierdie belydenis bou ek my kerk, op die belydenis van die waarheid en die suiwer leer van die Here, bou hy sy kerk. So ons kan eintlik nie sê, is 'n kerk sonder grense nie, maar ons moet ook sê, dis 'n kerk sonder grense, binne die praktyk, want ons is sterk gedefinieer binne die grense van die evangelie, van suiwer belydenis van die Here, en van onsself toets in alles wat van die Here afkom. Maar wanneer ons praat van kerk sonder grense, dan bedoel ons iets anders. Ons bedoel 'n kerk sonder mensegrense. Weet julle hoe baie strein, sorry vir my Engelse woord, is iemand vir my 'n beter Afrikaans? Stremming. Jo, dit klink soos 'n woord wat my ma sou gebruik. Hoeveel stremming sit mensegrense op die kerk van die Here? Ag, ek kan sommer 'n voorbeeld noem. Volgende naweek, en ek stres nogal julle, preek ek in my vorige gemeente, en alhoewel ek 'n fantastiese verhouding met die mense daar gehad het, en ek en Marlies 'n heerlik geseënde bedieningstyd daar beleef het, van vriendelikheid en kerkgroei, en alles wat ons, meer as wat ons voor kon vra, was daar hierdie een oom, wat verskriklik kwaai was, oor wat ek aantrek, nee. En ek het nie meer 'n soet baadjie wat om hierdie pens pas. Daar is nie in my kas so iets, nee. So julle sal sien, deesdae trek ek hierdie baadjies aan. En ek weet nie wat gaan ek doen volgende naweek nie. Ek dink ek gaan maar die raas vat. Maar dis 'n tipiese mensegrens, is dit nie? Dat dit nou saak maak wat ek aan het. Want die ou van die straat af moet kan instap en welkom voel, nee. Die ou wat nie 'n pak het nie, moet kan instap en die evangelie kom hoor. Dis die kern. Dis die boodskap. Sien, daar is die Here Jesus opheffing maak van kleredrag. Ons hoor hom nie eens praat van klere nie. Hy is sommer in sy normale klere heeltyd en so bedien en verkondig hy. Goed, dis net een voorbeeld
van die grense wat mense stel. As ons bedoel kerk sonder grense, dan sien ons deur die geskiedenis het mense dikwels grense in die kerk opgerig, wat nie uit God se woord kom nie, maar uit menslike denke. Grense van kultuur, dink aan, grense van herkoms, grense van taal, grense van ras of sosiale status. Julle weet daar's 'n tyd dat die synodes van die kerke op grond van die skrif apartheid geregverdig het. Grense van ras en herkoms wat gestel is binne die kerk waar die Here geen aandeel het nie, maar die mens alleen die aandele het. Paulus spreek presies hierdie probleem aan in Efesiërs 2. Wanneer hy sê hierdie soort goed behoort nie te bestaan in die kerk nie. Goed wat die kerk marginaliseer in hulle bediening en uitdra van die evangelie, hoort nie in die kerk nie. En hy herinner gelowiges daaraan dat Jesus die middelmuur van skeiding afgebreek het. En ons gaan nou kom by presies wat hierdie middelmuur van skeiding beteken het. Maar in ons tyd, in die tyd waarin ons leef en hoe hierdie teks realiseer in jou lewe, is al soveel toepassing wat ons kan maak. Die kern is dat ons al weet waar mense mure bou, daar breek Christus dit af. Die Here hou nie van ongesonde mure in ons lewe nie, hy breek dit af. Waar mense skeiding bring, daar bring Christus versoening. En in Efesiërs 2 vers 14 is dit presies wat Paulus vir ons leer deur die Heilige Gees. Want hy sê, die Here self is vrede. Hy is nie net die vredemaker nie, hy is nie net die vredebringer nie, hy word gedefinieer as vrede. En hier ontdek ons dat die kerk van Christus 'n kerk is waar mensgemaakte grense verdwyn en waar die evangelie van die vrede of die vrede evangelie sigbaar raak in die mense se lewens. So ons 'n bietjie kyk na 3 hoofpunte. Die eerste een is Christus het die grootste grens verwyder, die grens tussen God en mens. Nou, julle is almal goeie gereformeerdes en eintlik hoef ek nie eens op hierdie punt in te gaan nie, want ek weet julle almal se koppe is stryd na die voorhangsel toe, wat geskeer het van bo af na onder toe, en die Here wat die skeiding tussen God en die mens duidelik maak. Maar mens moet tog die relevantie daarvan gereeld besef en aan dink, dat die mens, ek en jy, ons het nie toegang tot die Here gehad nie. Ons was eintlik verstoot, ver weg van die Here deur die sonde, en die Here sy arms wat toe was, gaan oop, en hy sê in Jesus Christus, kom almal na my toe. Maar die eerste grens wat ons val, is nie 'n grens wat tussen mense bestaan het, maar tussen mense en God. Die sonde het skeiding gebring tussen die heilige God en die sondige mense. Die Bybel gebruik die beeld van die voorhangsel wat ons almal baie goed ken. En die streng reëls, het julle al gaan lees van die streng reëls wat die hoëpriester moes volg wanneer hy sy een beurt in sy leeftyd gekry het om in die allerheiligste in te gaan en 'n offer te bring vir die volk. So sterk was die Here se boodskap van julle het julle toegang tot my toe verbeur deur julle sondes. En julle het hierdie muur opgerig deur julle sondes. Maar toe Christus sterf, toe skeur daardie voorhangsel. Want of ek en jy dit wil glo of nie, vir iemand wat jonk is in die geloof is dit moeilik om te glo, want dit is so goed. Kyk die Here vanaand na ons en sê, daar vergader die heiliges. Die Here sê dit, selfs al is ons nie bereid om dit van onsself te sê nie. Dit is baie moeilik vir enige een van ons, ek seker, wat vol van die Gees is, om hier te sit vanaand en te sê, ek is 'n heilige, wat saam met medegeheiliges vergader. So kyk die Here na ons, want die voorhangsel het geskeur. Die kerk is geliefdes, dis nie toevallige klap van mense wat by mekaar pas nie. Dis 'n gemeenskap van mense wat almal deur dieselfde genade gered is. Dis wat ons is, die geheiligdes deur die groot genade van die Here. Die tweede punt is, Christus breek die middelmuur van skeiding af. Paulus verwys in hierdie gedeelte na die historiese skeiding tussen Jode en heidene. Vir eeue lank was hulle in 2 groepe verdeel, geskei van mekaar, godsdienstig, kultureel, selfs sosiaal. En jy moet onthou, die Ou Testamentiese volk was gesleutel in die verbond van die Here, waar die Here vir hulle sê, julle alleen is my volk en ek is julle God. Ek kies nie die ander mense as my volk nie, ek kies julle Israel as my volk. En ek is julle God wat saam met julle hierdie lewensreis doen. So die ander volke het eintlik nie in die oë van Israel 'n kans gestaan nie. Daar was kulturele, sosiale en herkomsgrense. In die tempel van Jerusalem, vir die van julle wat dit nie weet nie, ek sal probeer om dit aan te dui. In die tempel van Jerusalem was daar die
buitemuur van skeiding. En dan op hierdie muurtjie wat jy daar sien, was daar 'n klomp waarskuwings. Eintlik, kom ons noem dit wat dit is, dreigemente wat daar gestaan het. Op daardie muur het die dreigemente van doodstraf bestaan. Want die mense wat nie Jode was nie, het daarin boodskappe gekry dat as jy hier verbykom in die tempel van die Here in, dan sal ons jou doodmaak. Want niemand wat nie aan die volk van God behoort, kan in die tempel van die Here inkry nie. So dit was letterlik 'n muur wat mense gebou het, en wat die Here dalk vir hulle instruksie gegee het om te doen, om te bou, wat skeiding gebring het tussen mense. En Paulus gebruik hier 'n beeld om te wys na wat Christus gedoen het. Hy sê, Christus het deur sy sterfdood die middelmuur van skeiding afgebreek. Hy het die vyandskap beëindig. Dit beteken dat die kerk van Christus nie meer uit verskillende volke bestaan nie, maar uit een volk wat een enkele ding doen en sê ons glo in Jesus Christus. Soos Galasiërs 3 vir ons leer, dat almal wat in Jesus Christus glo, word kinders van Abraham genoem. Wanneer God vir Abraham daai wonderlike ding sê, en kan julle julleself in Abraham se skoene sit en die vertwyfeling in sy mensehart inding, toe die Here vir hom sê, ek gaan jou 'n groot nasie maak. Jou nageslag sal soveel soos die sand van die see wees. Nee, ons het vanoggend gehoor van die krone wat kraak, van Dawid se Dawitiese lyn wat gelyk het of dit val. Ons kan dink die Abrahamitiese lyn het ook gelyk of dit val, want daar kom nie 'n kind nie. So dat wanneer die Here aan Abraham verskyn, dan lag Sara oor die Here sê hy gaan 'n kind kry, hulle gaan 'n kind kry, want toe sy al kan hy nie meer lekker onthou nie, maar hier skyns net onder 100 jaar oud. Hoe oud staan hy nie? 92. So amper omtrent Sara se portier, nê. Nee. En mens kan dink dat hierdie vrou was moedeloos en die Here het gesê jou nageslag sal soveel soos die sand van die see wees. En nou is dit so. Want Christus het die middelmuur van skeiding afgebreek. Dis die waarheid. In Jesus Christus is almal wat in hom glo, kinders van God, erfgename van die koninkryk. In Jesus Christus is daar nie meer 'n hoër en 'n laer groep, soos dat mense dit graag wil maak nie. Daar's nie meer 'n belangrike en 'n minder belangrike groep, of 'n gekiesde groep, en mense wat dit kan maak, maar so bietjie verstoot is nie. Daar's een groep van mense wat die Here sê, voor die grondlegging van die aarde het ek julle verkies om myne te wees. En my doel met dit was om julle onder een hoof te versamel onder die hoofskap van Christus, want dis in en deur Jesus Christus wat julle nuwe lewe kry. Daar's nie meer 'n hoër en 'n laer groep nie. Daar's nie 'n minder belangriker en 'n meer belangrike groep nie. Ons staan almal op dieselfde plek. Die plek waar ons staan is die plek van genade. Die plek van die genade van ons Here Jesus Christus, wat sy lewe gee sodat die voorhang sal kan skeer en die middelmuur van skeiding tussen mense heeltemal plat kan val. En in dit is wat ons moet besef, dat Christus skep 'n nuwe eenheid in sy kerk. Die wonder van die evangelie van ons Here Jesus Christus is nie net dat dit vyandskap wegneem tussen mense nie, maar dat dit 'n nuwe eenheid skep. Volgende naweek moet ek oor eenheid preek by die 50 jaar fees van my vorige gemeente. Hulle is almal maar lekker simpel om my te kies om die preek te doen, nee. Seker een van die ander 5 dominees kon 'n baie beter job gedoen het. En in my oplees oor eenheid, die eenheid van die kerk, is dit vir my duidelik dat die skrif nie eenheid en eendersheid langs mekaar sit nie. Ons moet nie daai verwarring ooit hê dat eenheid beteken eendersheid nie. Ons is een in ons diversiteit, nie eendersheid nie. Die Here maak ons juis een as 'n diverse groep mense, en die rede is juis dat ons gawes bymekaar kom sodat 'n resep vir koninkryk se sukses kan wees. Die Here skep hierdie nuwe eenheid. Paulus sê dat Christus die twee een gemaak het. En die kerk is nie 'n plek waar mense mekaar maar net verdra nie, maar is 'n plek waar mense saam werklik 'n nuwe familie vorm. En daai familie is iets waarvoor 'n ou jou moet beywer, want ons het nou net gehoor, eenheid is nie eendersheid nie. So die ou langs jou, julle sit nou as gesinne bymekaar, so is nou half maklik, nê. Kom ons sê die ou agter jou en voor jou is dalk nie soos jy nie.
hou nie van dieselfde goed nie. Ek sê dalk goed wat that guy just ticks me off, nee. Waarvoor ons moet beywer, waarvoor ons moet werk, is om die karakter van eenheid te erken, die karakter van ons ontstaan vanuit die feit dat Christus die middelmuur van skeiding afgebreek het, en moet werk daaraan om familiebande te kweek met die mense wat die Here rondom ons plaas, en selfs die mense daar buite. Toe ek hierdie preek voorberei het, dink ek vir myself, Reinhard, wat as daar 'n taxi drywer in die hemel kom? Dan gaan jy en hy dan groot, dit gaan 'n awkward situasie wees, want ek raak so kwaad vir hulle daar buite. En dit verander 'n bietjie mense perspektief, nê, wanneer jy besef dat die Here die skeiding self tussen my en die ou wat ek dink die grootste breker van reëls is, afgebreek het. En dat die Here my roep om in die situasie waar hy my plaas, en die lewe waar hy my plaas, geen so muur weer op te rig nie, maar almal met die lig van die evangelie van die Here Jesus te bedien en te behandel. Sodat ek die familie van die Here kan dien, kan opbou deur die gawes wat die Here vir my gee. En hierdie eenheid wat die Here maak, is nie gebaseer op kultuur of taal of sosiale status nie. Dis nie 'n groepering van meer bekende en ryk mense en dan middelmatige mense en minder bekende mense nie. Voor die Here is hulle almal een nuwe mens. Dis gebaseer op die gemeenskaplike verhouding met die Here Jesus Christus. En dit moet ons se fokus in die lewe wees. Om te sê, ek bou die eenheid met die mense wat met my gemeenskap het in die een feit dat hulle verhouding met Jesus Christus het. Nie oor hoe hulle lyk of wat se taal hulle praat of van waar af hulle kom of wat se kar hulle ry of wat ook al ons as mense hou daarvan om onsself mee te assosieer met mense nie. Op grond van hierdie een enkele feit, ons het 'n gemeenskaplike verhouding met Christus. Nou aanvaar ek en ek bely en ek verstaan, hierdie persoon is deel van my familie. En of ek aanvanklik van hulle hou of nie, of hulle aanvanklik my beïndruk of nie, of wat ook al, ek moet my beywer daarvoor om 'n familieband te bou met hierdie mense. Maar dan meer as dit nog, moet ek my beywer ook om die mense wat buite hierdie familie staan, te seën met die lig van die evangelie boodskap van Christus, om hoe meer mense wat die Here bedoel het en wat hy roep, in te trek binne in hierdie familiebande. Ons moet weet, geliefdes, dat mure, verskoon my Engels, is detrimental. Dit is regtig waar afbrekend. Wanneer mense nuwe mure bou, mure van trots, mure van kultuur, van voorkeure en afgekeure gebaseer op jou eie willekeurigheid, op jou eie bederfheid of wat ook al mense dit wil noem. Wanneer ons hierdie mure bou, wanneer mense hierdie mure bou, moet ons as die kerk teruggaan na die kruis en onthou, Christus het juist daardie mure kom afbreek. Ons kan nie toelaat dat hulle weer gebou word nie. Die wêreld is vol mure. Mure met 'n U. Weet ons bly in Benoni, daar's baie mure met 'n IE ook, nê. Maar die wêreld is vol mure, nasies bou mure, gemeenskappe bou mure, mense bou mure in hulle harte teenoor mekaar. Maar by die kruis van Jesus gebeur iets radikaal anders. By die kruis breek Christus mure af. Hy breek die muur tussen God en mens af en hy breek die muur tussen mens en mens af. En hy bou iets nuuts, 'n volk wat saam aan hom behoort. En daarom kan die kerk van Christus nooit 'n plek wees vol mensgemaakte grense nie. Mensgemaakte grense kan nooit die laaste woord hê nie. Die laaste woord vir alles wat ons dink, doen en sê behoort aan die evangelie boodskap van Jesus Christus. En want Paulus sê vir ons, hy is ons vrede. Dis rondom hom wat ons sentreer en saamkom. Hy is die middelpunt van ons bestaan. Waar Christus dus regeer, val mense mure. Waar Christus regeer, word vreemdelinge familie. Hoe radikaal is dit wat die Here doen? Vreemdelinge word familie. Waar Christus regeer, word die kerk 'n plek waar mense uit elke agtergrond saamkniel voor dieselfde Here en hom dien en aanbid. Mag ons as kerk altyd onthou, die Here het ons nie geroep om nuwe mure te bou nie, maar om te leef uit die vrede wat Christus reeds bewerk het deur mense mure af te breek. Want in hom
is daar werklik 'n kerk sonder mense grense. Moet nooit in die struik val van mense grense en is normatief in jou lewe aanvaar nie. Definieer jou lewe en jou disippelskap na aanleiding van die grense van die Here en skop die mense grense stikkend, sodat ons die vrede en die vryheid van die evangelie van Jesus kan bedien en uitdra. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons verlos van mensegrense, van kulturele grense, van sosiale grense, van taalgrense, en dat U ons een eenheid maak in Jesus Christus ons Here, wat saam leef en werk en voortbeer vir die koninkryk boodskap, waar ons koning, ons Here Jesus dien, en waar ons sy naam verheerlik in alles wat ons dink, doen en sê. En daar waar die sondige natuur in die wêreld baie lief is daarvoor om grense en mure op te rig, gee dat ons nie aan dit sal deelneem nie, maar dat ons die vrede van Christus sal gebruik as 'n gereedskapstuk om die sondige mure van mense altyd plat te slaan en die liefde en die lig oral en aan almal te bedien wat U oor ons pad bring. Help ons daarmee, want dit is nie altyd so maklik nie, Here. Help ons om in dit te leef en uit dit te leef en U ook in dit te verheerlik. Ons bly dit van U Vader, nie moet ons enigiets verdien nie, maar alleen uit U genade in Jesus Christus se naam. Amen.